Na 11 jaar in Japan begin ons nou besef hoe diep ons lief geraak het vir Japaneese mense. Ons gebroke pogings om hier oor die lig van Christus te getuig, skiet ver te kort. Maar tog is ons hoopvol dat ons hier besig is om 'n betekenisvolle impak te maak deur die werk van die Heilige Gees. Japan se kultuur en godsdienst is op ontelbare maniere diep in mekaar geweef. Party mense beskryf dit as die mees godsdienstige, ateïstiese of ongelowige nasie in die wêreld. 'n Paradoks wat verklap dat die Japaneese mense tog op soek is na die onbekende God, soos wat Paulus vir ons beskryf in Handelinge 17. Na die een deur wie ons leef en beweeg en bestaan. Maar die Japaneese is veral allergies amper op 'n manier vir georganiseerde godsdiens. Hulle is versigtig daarvoor. Voor jy oor die Bybel se skepper God kan vertel, moet jy eers baie lank diep vertroue bou. Want 'n Christelike wêreldbeeld vir Japaneese is totaal lewensvreemd. Ons weet, getuieniswerk is nie gelyk aan propaganda nie. Daarom smous ons nie met die evangelie op straat, met luidsprekers en gebalde vuiste in die lug, asof net ons die waarheid weet het nie. Maar Jesus Christus, as die weg en die waarheid en die lewe, en die greep van sy liefde op ons, dit dring ons om te getuig, tussen die massas en een vir een. Te getuig oor sy lig en oor die lewende water, wat mense se dors kan versadig. Ons getuig deur vriendskap en gasvryheid, hier waar ons geplant is, in Kobe, maar ook op baie ander plekke, waarin ons gestuur word om te bemoedig of te ondersteun of mense toe te rus. Ons fokus is om hierdie lang pad te stap saam met mense wat dikwels geen idee het wie Jesus Christus is nie. Waar die kerk ook op die rand van die samelewing staan en waar Christene dikwels verwerping en isolasie beleef, juis as gevolg van hulle geloof. Ek is ook voltyds besig met die tuisonderrig van ons 4 kinders. Dit is soms veel eisend, maar ek ervaar dit regtig ook as 'n wonderlike voorreg. Ek is ook besig met die plaaslike kinderbediening in ons gemeente en verder ontvang ek baie mense vanuit ons gemeente uit, vanuit die kweekskool, van die omgewing en dan ook selfs mense van oorsee. Ek lei spesifiek teologiese studente op, hierso by Kobe se gereformeerde teologiese kweekskool, om missionaal te dink en te dien. Buiten vir klasgee en pastorale sorg, het ek ook die afgelope 4 jaar by meer as 100 geleenthede reg oor die land op allerlei maniere bedien, deur middel van kampe of huweliksverrykingsbijeenkomste, preke, seminare en radio-onderhoude. Oor temas wat wissel van diakonale werk tot evangelisasie of geloofsvorming binne families of oor gender, rampondersteuning, allerlei verskillende dinge. Verder is ek ook baie betrokke by die RCJ, die Gereformeerde Kerk van Japan, se praktiese liefdesdiens, hulle diakonale werk, wat veral sedert 2011 se rampgebeure baie aktief besig is om ondersteuning te bied. In die supersnel verouderende nasie is die kerk se voortbestaan letterlik op die spel. Die tekort aan predikante in die RCJ is veral krities. En daarom is ons juist so dankbaar om ook kollegas te hê, Gys en Linda Olivier en hulle kinders in Kochi, en ook onlangs Elmer en Nadine Durant, wat hier so by ons aangesluit het en besig is met hulle Japaneese taalstudies. Daar's net een liggaam van Christus, en ons deel een geloofstaal, te midde van radikale verskille. Missie Japan nooi jou uit om deel te raak van die werk hier en die opdrag om hier te getuig. Bou saam met ons voort op die 50 jaar lange vennootskap, veral met die NG Kerk familie, maar ook met ander kerke in Suid-Afrika. Word verryk en verruim deur meer te leer oor jou Japaneese broers en susters hierso in die uithoek van Asië. Die Here self, deur sy Gees alleen, maak hierdie werk moontlik. Arigatou gozaimasu. Baie dankie.